Eendag, lang gelede, is die visse, die pikkewyne, die haie, dolfyne en walvisse almal vergader op die bodem van die see. Net so end agter die rotse. Hierso het Orca 'n groot vergadering geroep en gesê, onthou net, môre is die dag van visvrede. Môre vang ons net mense. Wat? Mense? Orca sê ja. Eenmal elke 10 jaar is daar 'n dag wat ons net mense vang, maar niemand mag hulle byt nie. Niemand mag hulle eet nie. Nou gaan ons die mense vang, wil Pikkewyn weet. Hy sê, kry vir jou 'n tou, 'n visstok, kry vir jou iets met 'n lang end, kry vir jou 'n wegryplek en aas. Aas? Ja, waarmee dink julle vang julle mense? Kom, julle, kom. Nou julle, skielik, soos die diere een vir een begin onthou, dit is môre die groot dag. Die mens vandag. Wat gaan hulle maak? Waar gaan hulle aas kry? Wat is die lekkerste aas? Pikkewyn het almal op die rotse gaan staan en gekyk. Aas is iets waarmee iemand vang. Wat eet mense? Wel, hulle eet roomhuise, maar waar gaan hulle roomhuis kry? Hulle eet ysies. Hulle eet hamburgers. Chippies. Van hulle sien om hulle hardloop agter balle aan. So daai aand terwyl die mense weg is, het die pikkewyne gegaan en slote gegrou op die sand. Julle groot gate toegepak met palmtakke. Die visse het net waar die see begin, die sand uitgegrou. Laat dit lyk soos een groot dam. Daar is gate en slote in die see ook. Die golwe is sommer die mekaar. Van hulle raak plat en nou en dan skiet daar ekstra groot ene op. Wat is hulle plan daarmee? Weet julle wat is hulle plan? Wel, ek hoop maar het hulle plan. Want as jy alles so uitgerou, nee, gaan dit nie werk nie. Julle die volgende oggend. Net na sonop. Toe kom die branderplankryers. So, die maklikste om te vang. Hoekom? Hulle klim sommer dadelik in die see in. Hulle swem na jou toe met 'n bord. So raai wie het 'n branderplankryer gevang? Wie? Jellyfish. Jellyfish het daar gehang met daai branderplankryer onder die golf deurduik. Toe klou daai jellyfish om daai ou se kop vas. Julle, toe daai branderplankryer opkom, het hy 'n jelly haarstyl. En hy skree. En hy gryp met sy hand en hy gooi die jellyfish. Terwyl hy regop staan op sy surfboard, kom 'n tuna. Tuna swem so vinnig deur die see en hy jaag 'n flying fish. Eers spring die visie reg onder deur die branderplankryer se bene terwyl hy kyk, kom hy tuna. Julle, hy tuna tref hom op die pens. Val hy af, maar hy spat in daai water neer. Toe hy in die water in land, gryp 'n seekat hom. Julle, en hy seekat beklou daai man, maar kyk, hy suig vir hom vol rooi knoppies, nê. Toe hy daai man los, toe herken sy mamma hom nie eers nie. Nou is hy daar, sonder 'n bord see toe. Hy kon nie sy bord kry nie, die haai het om sy bord geswem. Nou swem hy daar uit. Hy kom met knoppietjies uit. Klomp kindertjies lag vir hom. Terwyl hy so stap en die kindertjies lag, julle, verdwyn 'n kind. Onder die sand in. Nog 'n kind. Dis daar een ouetjie wat lag en hom vra, "Waar's jou maatjies?" Hy draai om. Ek weet nie. Verdwyn die oom. O, my blikkie, maar die oom en die spikkels is weg. Onder daai sand lê daar kindertjies in gate. Tussen die palmtakke deur. En hulle daar aan die ander kant hoor hulle kindjies sê, "O, mamma, kyk, hier is suigstokkie." Daai kind pluk die suigstokkie nou, die suigstokkie staan so reg op in die sand. Met sy stokkie in die sand en die balletjie bo die sand. En hy vat hom in die balletjie vas en hy pluk. Maar hy suigstokkie sit vas in die sand. Heel vreemd, sy mamma sê, Wat gaan met hierdie suigstokkie aan? Sy kom nader. Toe sy afbuk, gryp die Pikkewyn na aan hare. Onder die sand. Mamma! Daai kind duik agterna, julle. Hy dink hy's in die see. In die tussentyd is die lewensredder besig om die situasie dop te hou. Hier kom 'n man vol knoppies, klim hy uit 'n sandgat uit onder palmboomtakke en hy sê, "Wat?" Daar verdwyn kinders onder die sand. Hy blaas 'n fluitjie. Dit is tyd om te gaan red, want hierdie strand is so vroeg in die môre al in chaos. Wat gaan nie aan? Hy klim met sy leer af. 2 tree verder. Verdwyn hy. Boem! Onder die sand, maar nie wat nie. Daar's 'n sloot en die sloot so diep gegrou met die palmtakke dat die see se water tot daar gekom het. Daaronder het die robbe gesit.
Toe hy val en hy hoor dit agter hom, toe besluit hy, ek het moeilikheid. Julle, hy begin hardloop. Hy probeer teen die sand se wal opklim. Maar hoe meer hy klouter, hoe meer val die sand af. Toe besluit hy, dis net een pad, hy kan goed swem. See toe, hy hardloop. In sy kop speel musiek so stadig, want hy gee die perfekte tree. Sy hare beweeg so perfek. Sy spiere span so styf terwyl hy vorentoe hardloop. Pong! Tref het pan hom. My genigtig, waar kom die pan vandaan? Hier staan 'n pikkewyn. Op die sandbo, hy steek sy kop onder. Watang! As iemand by kom klappe, hulle is wow! Nou hier is die hele, dit was die baie lekkerste dag, maar toe kom die diere beskermingsvereniging. En hulle begin pikkewyne vang wat op die strand onthardloop tussen die mense, want asof hulle verdwaal is. Nee! Die mense veg terug. Kinders gooi roomhuise, pikkewyne op hulle koppe. Breinvries. Hulle gooi die seekatte. Daar het 'n skip gekom met 'n net. En hulle wil van die walvisse wegjaag, maar daai walvis sê, is dit so? Daai skip laat sak sy anker. En wat maak 'n walvis met die anker? Een op hierdie kant, een op daai kant. Hulle begin met daai skip swem. Hulle trek vir hom diep in die see in. Toe duik hulle. En hulle haak daai anker onder 'n massiewe klip vas. Daai skip kan nie loskom nie. En toe kom al die seemeeu oor. En hulle poep op een slag. Seemeeureën. Julle, dit is net blertse daai hele skip vol. Al die mense moes binnekant gaan wegkruip. Toe daai skip nie daar naby is nie. Sien jy nie die huise vind? Maar die water is verskriklik diep en die sand is hoog. Onthou daai sloot wat hulle gegrou het teen die sand. Wat gebeur hier? Toe dit hoogwater word, begin die golwe vasstamp teen daai sand en die sand werk bietjie af. Toe is daar golwe wat massief is en direk op die strand breek. Hulle spoel uit, julle terwyl kindertjies met grafies speel. Mammas en pappas na hulle kyk. Gryp daai golwe hulle, so op een slag, trek hulle in. Jy hoor net kinders skree. Ek sou sê dit is 'n vreesaanjaende gesig, om maar die gaas te sien, maar raai wat? Niemand kry seer nie. Niemand gaan dood nie. Die seediere het net die grootste pret wat hulle ooit het. Terwyl daai kinders rondspartel met choepies en hoekies oral rondom, kom klein krappies en maak hulle lyn op die strand. Mammas en pappas wil induik, maar krappies knyp toentjies. Nie net dit nie, van hulle word geboost in die lug en deur ander krappies of vissies se pikkewyntjies. Trek vas, dan knyp hulle vas. Ja, aan 'n mamma se oor. Boe, skree die een krap. Kyk, ek se oorbel. Mamma skree, sy skud haar kop, julle, en dan raak daai krap gekoek in hare. Nou het sy 'n krap in hare gekoek. Maak nie saak hoe hard sy hare skud nie. Die krap is nog steeds daar. En van agter die bome af kom coconut crabs. Hulle rol groot kokosneute. Mense trip oor kokosneute, val rond, val in die sand neer. En nou vir die groot finale is die orka daar, en die orka sê, dis my beurt. Julle, die orka het die skip se reddingstou in sy genaal, sy choepies, hulle gegooi tot op die strand. En gewag. Tot iemand die tou optel, en wragties, daar kom 'n lewensredder. Hy gaan optel, want hy wil iemand se lewe gaan red, en toe hy optel, by die orka vas in die tou, en hy begin swem. Sleep hy hou vas, maar kyk, hy sleep hom deur die sand, dat hy 'n sloot maak. Sand skiet hier langs sy oor, langs sy ore op. Soos wat water in die see is, toe begin hy daai water tref, julle. Hy gaan nie oor die golf nie, hy gaan reg deur die golf. Zoep, zoep, zoep. Hy maak soos 'n tonnels deur die golwe. Hy hou vas. Raai wie's op sy tone? Krappie. Nee. Aan sy tone is 2 mammas. Hulle wil hom gaan haal het om hulle kinders te help. Nou is daar lifeguard met 2 mammas. Reg het op pad see toe. Binne in die see, daai orka swem met hom. Hulle hop op daai water rond. Jy hoor net ching chong chak, ching chong chak. Deur. Raai wie's op die mamma se tone? Wie? Krappies. Nee, hulle het hulle strandsakke met hulle handdoeke en speelgoed, sonbrandroom en 'n baba. Nou die baba in daai strandsak wat net so deur die golwe gaan. Hy sê nie, help my, niks nie. Hy's net so wee, jippie. Hy kan nie eers die gevare sien gebeur nie. Julle, dit is so groot chaos. Vissermanne wil met bote kom, elke keer as 'n boot kom, spring hy binne in die boot. Wat maak jy? Hy klap sy stert so rond. Jy hoor net. Klap hulle op hulle pense, op hulle kuite. Woep, uit is die visserman uit die boot uit. Die trappie petrol spring uit. Jaag die boot. Oom is vas in 'n tou agter in die boot. Die ander boot het die visserman gehak aan 'n hoek. Wow!
woe, jaag 'n boot. Die man hop agterna op hy boot. Hulle is almal in die see in. Julle helikopters moet vlieg en mense gaan haal in die see. Dis die grootste chaos. Hulle wil sê almal bly die water uit. En die volgende oomblik is daar nie 'n seedier in sig nie. Mense spartel rond, probeer mekaar kry. Die een oomblik was dit chaos, die volgende oomblik is almal veilig. En weg is al daai seediere. Hulle moet die strand opruim, die mense. Hulle moet die gate toemaak. Die palmtakke, van hulle kry nog 'n verdwaalde seekat hier en daar, 'n kind onderste bo in die sand. Hier kom nog 'n surfer aan. En dit was die dag van die pret van die seediere. Nou dit het gemaak dat niemand naby die strand gekom het vir 'n volle week nie. Maar as die golwe terug is, kom die surfers terug en die kinders wil speel in die sand. En die diere wag vir die volgende geleentheid wat hulle mense gaan vang.